minister van Finansies Enoch Godongwana bevraagteken die bekostigbaarheid van metro's om gratis dienste aan ongedokumenteerde buitelanders te lewer en die DA in Gauteng sê hy sal 'n oogie hou oor die verwysings wat deur die spesiale ondersoekeenheid oor die korrupsie by die Tembisa Hospitaal gemaak is. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM op hierdie Dinsdag die 30ste September. Die minister van Finansies Enoch Godongwana het die bekostigbaarheid van metro's om gratis dienste aan ongedokumenteerde buitelanders te lewer bevraagteken. Hy sê die grondwet plaas die land in 'n moeilike posisie, aangesien munisipaliteite nie wettiglik sekere dienste soos gesondheidsorg aan buitelanders kan weier nie. Godongwana het tydens 'n vergadering met metro-burgemeesters oor hervormings in nutsdienste gepraat en die druk van onbeplande bevolkingsgroei erken. Hy sê immigrasie is 'n ingewikkelde saak wat 'n eerlike politieke debat vereis. Hy het daarop gewys dat minstens die helfte van elke 100 mense wat die land binnekom in Gauteng bly en dit plaas groot druk op hulpbronne. Hy meen dit is onregverdig dat buitelanders in informele nedersettings behuising ontvang terwyl plaaslike inwoners jarelank in agterplase wag. Die DA in Gauteng sê hy sal 'n oogie hou oor die verwysings wat deur die spesiale ondersoekeenheid oor die korrupsie by die Tembisa Hospitaal gemaak is. Die tussentydse bevindings toon dat daar 3 groot syndikaate by hospitaaltenders betrokke was en dat daar meer as 2 miljard rand deur bedrieglike kontrakte gesteel is. Die DA se woordvoerder oor gesondheid in Gauteng, Jack Bloom, sê die party is baie bekommerd oor die beweringe dat die grootste syndikaat bande met 'n familielid van president Cyril Ramaphosa, Hangwani Maumela het. Hy het glo kontrakte ter waarde van 816 miljoen rand bekom. Bloom sê 3 maatskappye wat bande met Vusi Muzi Cat Matlala het ook kontrakte ter waarde van 13,5 miljoen rand ontvang. Suid-Afrikaners en Suid-Afrikaanse motoriste kan van môre af 'n matige styging in die prys van petrol verwag. Dit is glo weens 'n sterker rand en hoër oliepryse. Die einde van die maand data van die Sentrale Energiefonds toon dat 'n verhoging van 3 sent in die prys van 95 oktaan petrol en 'n 5 sent verhoging in die prys van 93 oktaan petrol verwag kan word. Die prys van diesel kan met tussen 7 en 10 sent per liter afneem, terwyl die prys van parafien ook na verwagting 10 sent per liter goedkoper sal wees. Die amptelike brandstofprysaanpassing sal binnekort bekend gemaak word en tree van môre af in werking. En die polisie in Limpopo sê hulle maak vordering met die ondersoek na die dood van 3 polisiebeamptes wie se liggame in April vanjaar in die Henopsrivier in Centurion gekry is. Konstabel Sebekulu Linda, Kiamogetswe Buys en Boipelo Senoge het van Bloemfontein na Limpopo gereis vir werk toe die voertuig waarin hulle gery het in die rivier beland het. Die polisie sê voorlopige nadoodse ondersoekverslae is reeds bekend gemaak, maar daar word nog op finale verslae gewag. En dit bring ons aan die einde van die bulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Dankie vir die saamkyk. Ons maak môre weer so.